Môre, dis donderdag die 2de April. En vanoggend neem ons jou saam na die mees aangrypendste nag in die geskiedenis van die mensdom. Ons lees vandag saam uit Lukas 22 vers 19 tot 20 en vers 42. En die titel van ons dagstukkie is Die nag wat alles verander het. Nou vir 1400 jaar het Israel elke jaar 'n lam geslag. Elke jaar het 'n vader sy kind in die oë gekyk en gesê: "Hierdie bloed staan tussen ons en die oordeel." Elke jaar was dit 'n belofte van iets wat nog moes kom. En dan kom hierdie donderdag, die 14de Nisan, en die ware lam sit aan die tafel met sy disippels. Hy vier die Pasga saam met hulle, dieselfde Pasga wat Moses ingestel het. Maar dan doen hy iets wat niemand verwag nie. Hy neem die brood, hy spreek die danksegging uit, hy breek dit en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. En doen dit tot my nagedagtenis." Dan neem hy die beker en sê: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word." Die skadu word werklikheid. Die belofte van Jeremia 31, 'n nuwe verbond, word hier aan hierdie tafel beseël. En die woord wat Lukas gebruik vir verbond is diatakai. Dit was nie 'n onderhandeling tussen gelykes nie. Dit was die testament van een party, uitgedra op sy eie kostes, sonder kostes vir ons. Alle kostes was vir hom. Later in die nag loop Jesus en sy disippels na 'n tuin, Getsemane, aan die voet van die Olyfberg, oor die Kidronspruit. Hy neem Petrus, Jakobus en Johannes saam. Hy sê vir hulle: "Bly hier en waak." En hy gaan 'n entjie verder. Nou in Markus 14 vers 36 sê hy val op die grond. En dan in Lukas 22 vers 44 vertel iets wat ons amper nie glo nie. Sy sweet het soos bloedsdruppels op die grond geval. Nou geneeskundiges noem dit hematidrosis. Dit gebeur as 'n mens se liggaam onder uiterste emosionele druk is. En dan bid Jesus: "Abba Vader." Abba, dit is 'n Arameese woord. Dit is die woord wat 'n kind gebruik vir sy vader. Niks formeel nie. Baie intiem. Papa. In sy diepste angs gaan Jesus na sy vader toe soos 'n kind en hy bid: "As U wil, neem hierdie beker van my weg. Nogtans nie my wil nie, maar U wil moet geskied." Hierdie beker was nie net die kruis nie. Dit was die volle toorn van God oor die sonde van die hele mensdom. Jesus staar dit in die gesig vir jou en vir my. En hy sê steeds: "Nogtans U wil." Hy gaan 3 maal terug na die disippels. 3 maal slaap hulle. Die herder word alleen gelaat. Presies soos Sagaria 13 vers 7 dit 500 jaar tevore voorspel het. En hier is die hele murg van hierdie nag. Jesus het sy Getsemane beleef, sodat hy joune kan ken. Hy weet hoe dit voel om alleen te wees in die donker, om te vra of die pyn nie anders kan wees nie. Hy het die beker gedrink wat vir jou en my bestem was. Kom ons bid saam. Here onse God, U is die God wat beloof en vervul. Dankie dat U seun die beker gedrink het wat vir ons bestem was. Dankie dat hy in die donker van Getsemane vir ons gebid het, voordat ons nog gebore was. Vergeef ons waar ons die nagmaal ligterlik opneem, sonder om die prys te onthou. Leer ons om te kniel, soos Jesus gekniel het, met oorgawe en harte wat sê: "Nogtans U wil, God." In ons eie Getsemane oomblikke, help ons om te vertrou dat U goed is, ook as die beker te swaar is vir ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Is daar dalk 'n Getsemane in jou lewe vandag? 'n plek waar jy vir God vra om die beker weg te neem? Kan jy vandag sê: "Nogtans U wil, nie myne nie, God." Ek hoop
Jy het 'n geseënde donderdag.